Ai, my vrou, weet jy, ek het eintlik, ek weet nie mooi hoe om dit uit te druk nie. Ek is so, my kop is eintlik, of ek amper my kop verloor het. Ek wens, ek kan vir mense net die goeie uit die Bybel uit aanbied. En vergeet van alle ander negativiteit daar bestaan en net die goeie tekste vat en dit vir hulle voorhou. Maar weet jy wat? Dit is so moeilik, dis of mense nie altyd wil hoor dat daar ook dinge is soos Bybelse tekste wat nie so positief is nie. En dat God dit ook in sy woord laat insit het. Weet, ek het al probeer antwoorde vind nou, hoekom is dit so? Wat gaan aan? Ek het maar gedink, ag man, gee die mense maar die benefit of the doubt. Dit is seker maar 'n mens sy eie natuur, ons hou daarvan om die goeie te hoor en ons soek 'n bietjie ontvlugting. Soos om 'n movie te kyk, ons wil 'n bietjie wegkom uit die werklikheid uit. Wat dink jy? Waarom is dit dat mense so is en wat gaan hulle gemoedere om? Ek dink dis maar net menslik dat mense altyd die goeie wil hoor. Want onthou, as hulle altyd die goeie wil luister na, dan kan hulle mos maar doen wat hulle wil. Dan vat hulle mos geen verantwoordelikheid vir hulle dade nie. En as jy net die goeie hoor, kan jy lewe soos jy wil. Jy hoef nie te lewe volgens die vrug van die Gees nie. Jy hoef geen verantwoordelikheid te vat, of jy word nie aangespreek nie. Maar hulle vergeet baie dinge wat die Bybel sê. Die Bybel sê uitdruklik vir ons, ons moet die heiligmaking najaag, waarsonder niemand die Here gaan sien nie. Dis baie waar. En die Bybel sê ook vir ons, dat ons moet volgens die Gees lewe, anders, ons kan nie volgens die vlees lewe nie, want daar is veroordeling vir hulle wat na die vlees wandel en nie na die Gees nie. So ons moet pas op, ons moet sorg dat ons lewens reg is en verantwoordelikheid vat vir ons lewens. Ja, weet jy, en daar is wat my nou daarby opval, daar is nog daai teks wat ons vir ons sê, ons moet die ou mens aflê, soos 'n ou kleed, wat ons moet uittrek. En ek onthou jare terug, het een van my vriende vir my gesê, kollega van my, waar ons destyds bedien het, dat daar is mos Bybelse tekste wat sê, ek was so gewees, maar ek is nou nie meer so nie, ek het nou verander. Dit stem so mooi saam by wat jy nou genoem het. Ja, die mens, as jy mos in Christus kom, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Hy sê, lê dan af julle ou lewe wat sondig is en laat julle met God versoen en verander julle lewens. Dis 'n opdrag en hy sê, hoe nader as aan die koms van die Here is, des te meer met julle najaag heiligmaking, waarsonder niemand die Here gaan sien nie. Die mens is nie lus verantwoordelikheid vir sy verantwoordelikheid en is ook nie, hy hou ook nie daarvan as hy moet aangespreek word oor sy lewe nie. So dit is vir hulle gemaklik om te doen wat hulle wil, daarom wil hulle net die goeie goed hoor. Man, en weet jy wat? 'n Mens bly maar 'n mens. Ek het my vriend Willie, een van my dierbare boeties, gesit en hy het hierdie woord so die Sondag gesê, 'n mens bly maar mens. Weet jy, die mens kan vir hulle die interessantste aannames maak en die interessantste dinge vanuit hulle gedagtes kan hulle bedink om die geestelike lewe aan te pas. Dink maar aan daai klomp van wie Paulus geskryf het. Kyk wat sê hulle. Sal ons nou nie sondig en meer sondig dat die genade meer kan word nie. En dan wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, hoe kan julle so praat? Hoe kan jy so praat, jy wat die sonde afgesterf het? En wat die ou mens afgelê het, soos wat jy nou gesê het, die ou mens is mos nou afgelê, en wat ons so gesê, die ou mens moet uitgetrek word, en soos 'n kleed. Nou kom hulle en sê, nee, laat ons nou meer sondig, sodat die genade meer kan word. God se genade is op ons nou nie 'n genade om mee te speel nie. Dawid het op 'n tyd gesê, Here, ek val in die hande. Want het is beter om in die hande van die Here te val, as om 'n ongenadige mense. Maar weet jy wat doen hulle nog? Ja, dit is interessant, wat doen hulle? En daai selfde hoofstukke eentjie later, dan skryf hulle. Dit soos, wil sê so, en dan redeneer so.
Dis soos om 'n kelner te wees of 'n skingbord te hê sê hulle. En dan pak jy die skingbord al hoe meer vol van 6 slegte dinge. Jy pak pornografie daarop. Jy pak vloekery daarop. Jy pak dronk word daarop. Jy pak al hierdie dinge daarop. En hoe meer jy kan oppak, hoe beter. Want God spreek jou mos van alles vry en dan laat jy vir God eintlik goed lyk. Hoe genadig is hy. En so maak hulle vir hulle klomp aannames en versinsels en wat sê die apostel vir hulle? Hoe absurd is dit om so te dink? Hoe kan jy so dink dat jy God gaan laat beter lyk deur die klomp verkeerde dinge wat jy doen en dat hy jou net gaan vryspreek? Wat ek nog wil net noem, die mens vergeet wat hy saai gaan hy maai. So as jy in die vlees saai, gaan jy verderf maai. So oppas wat jy saai. So mense dink nie aan al daai goeters nie. Hulle dink nie aan hulle verantwoordelikheid nie en hulle dink nie aan dat jy moet reg lewe nie. Ag man, absoluut waar. Weet jy wat, daar's 'n teks in Efesiërs 5 wat vir my so mooi sê. Die Bybel sê ons moet lewe as kinders van die lig. En dan noem hy die goed wat ons moet aflei. Jy moet jou verantwoord. Jy moet antwoord gee op wat God in jou lewe gedoen het. Ja, kan ek nog iets gou sê? Jy is welkom. Jy hoor baie keer die mense sê, daar's geen veroordeling vir die wat as jy kind van God word nie. Maar die teks sê daar's geen veroordeling vir hulle wat na die gees wandel en nie na die vlees nie. So ons kan nie sê daar's nie veroordeling nie. Ons moet sorg dat ons lewens reghou. Ja, dis waar. Hulle gebruik daai teks en sê pertinent, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus gekom het nie. Dis waar. Die Here het vir ons sonde geword. Maar daai teks voeg aan mekaar en dit sê nadat vir die wat in Christus gekom het, sê dit vir die wat nie in die vlees wandel nie, maar na die gees. Hulle het geen veroordeling nie. Weet jy, ek wil net teruggaan en ons moet klaarmaak want die tyd stap so vinnig. Dit laat my so dink aan die profeet wat geskryf het. En hy skryf hierdie stukkie. Dit lyk of God hom onttrek het wat mense doen so as hulle wil, hulle kom nie hulle verantwoordelikheid na nie. En dan dink hulle God gee goedkeuring, want dit is nou stil van God se kant af. Maar, sê die profeet, dan kom God soos 'n storm op hulle af en hy verskeer hulle. Hierdie God van genade roep 'n mens op, my vrou, tot verantwoordelikheid. Ons is verantwoordelik om ons lewens vir God reg te hê. Ons moet een ding, en ek hoor wat sê en hiermee sluit ons af. Weet jy wat? God gaan hom nie neerbuig. Hy het hom klaar in genade gebuig na die mens toe. God gaan nie word soos ons word nie. Ek en jy moet opgaan en groei na hom toe. En dank die Here, dat die Here Jesus Christus het ons gehelp en die Heilige Gees is daar. En dank die Here, dat dit 'n genadige God is, maar ek en jy kan nie vergeet om ons verantwoordelikheid na te kom nie. 'n genadige God vra verantwoordelikheid van elkeen van sy kinders en verseker sal hy ons verantwoordelik hou vir al ons dade. Amen, ek stem saam. Ons moet altyd waak en ons moet altyd bid dat die Here ons staande hou en dat hy vir ons die krag gee om te volhard tot die einde toe. Sal jy vir ons bid? Dankie. Dankie Hemelse Vader dat ons weet, U is liefdevol en U is vol genade, maar U roep ons ook op om ons lewens reg te kry en verantwoordelikheid te vat en gehoorsaam te wees as U met ons praat. Help ons Here, soos ons sien, die dinge gebeur vandag, dat ons gereed sal wees en dat ons lewens vir U 'n voorbeeld sal wees. Dankie dat ons al hierdie dinge kan vra in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie Karina.